Ons het nou gepraat oor wedergeboorte, God se aandeel en my aksie. Maar wat het met my gebeur by wedergeboorte? Ek dink Kolossense 1:13 sê dit die heel beste. Hy, dit is ons hemelse Vader, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun vir wie hy liefhet. Nou daai woord weggeruk is 'n aggressiewe wegruk, amper soos wat jy 'n kind sou gryp wat voor 'n kar in hardloop en jy pluk hom uit die pad uit van daai aankomende verkeer. Net so het God ons uit die duisternis uit weggeruk en onder sy seun geplaas vir wie hy liefhet. Nou daar's 7 gevolge van hierdie aksie, van hierdie wegruk aksie uit die duisternis onder die heerskappy van sy seun. Daar's 7 gevolge in my lewe van wedergeboorte. Die eerste gevolg, en jy kan dit invul in jou boek, is ek word nou 'n kind van God. Nou dit is half en half logies. Ons het dit nou gesien, want dit is wat wedergeboorte impliseer. Ek word nou 'n kind van die Here. Maar daar's nog goed wat gebeur is. Ek word nou 'n tempel van die Heilige Gees. Wat beteken dit? In die Ou Testament het God in sy tempel gebly. Dit is waar mense God ontmoet het. Maar ek en jy gaan nie meer na tempel nie. Paulus maak dit baie duidelik in Korintiërs dat ek en jy is nou die tempel van die Heilige Gees. So God woon nou in ons. So nie net is ons sy kind nie, maar die Heilige Gees bly in ons. Die derde gevolg is, ons ontvang nou geregtigheid. Dit beteken eintlik maar net, dat in Christus Jesus se kruisdood, en ons wat sy kruisdood aanvaar, word Christus se regwees met die Vader ons toegereken. Dis wat geregtigheid beteken. God die Vader kyk na sy seun het geen sonde gedoen nie, en omdat ons as te ware agter die kruis staan, kyk God na ons en hy sien sy seun se bloed, ons het geregtigheid ontvang. En deel daarvan is gevolg nommer 4. Ek en jy word nou deel van die liggaam van Jesus. Ons word deel van die kerk. En daarom is dit so belangrik om ingeskakel te wees in die liggaam van Jesus Christus, in die gemeenskap van die gelowiges en in die kerk. En die 5de gevolg is, ek kry nou 'n nuwe natuur. In die ou dae wou ek sonde gedoen het en ek wou enigiets gedoen het wat my vlees my lei en waarmee ek kon wegkom. Maar nou is ek lief vir God en ek wil 'n lewendige verhouding met hom hê en ek wil nie meer sonde doen nie. Die 6de gevolg is, ek ontvang nou God se beskerming, want ek is nou God se kind. Net soos wat enige ouer sy kinders wil beskerm, so beskerm God die Vader ons spesifiek teen die vyand en die bose. En dan die laaste gevolg is ek kry 'n nuwe lewe. Nie net hier op aarde, natuurlik, ek kry 'n nuwe lewe, omdat ek nou hoërgehalte besluite neem, ek neem besluite wat God eer, gaan ek 'n beter uitkoms vir my lewe hê, maar ook ontvang ek die ewige lewe. En die ewige lewe is nie net iets wat ek ontvang eendag wanneer ek doodgaan nie, ek het dit reeds. My ewige lewe begin wanneer ek Jesus Christus aanneem, wanneer ek weer gebore is.